Die familiealtaar, skriflesing. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, gefeinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus julle self getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Matteus 23 vers 29 tot 31. Boodskaplesing. Nooit in die hele geskiedenis van die wêreld het die kerk ooit 'n profeet voortgebring nie. Soek dit in die Ou Testament, die Nuwe Testament, of in hierdie dag, in die laaste dae, wys my enige profeet wat ooit uit die kerk opgewek is in die laaste dag. Wys my een wat ooit daaruit voortgekom het, en wys my een keer dat 'n profeet, 'n ware dienaar van God, nie deur die kerklike stelsel van die wêreld veroordeel is nie. Dink net daaraan, Jeremia, Jesaja, reg deur die Ou Testament, hulle het hulle veroordeel. Jesus het gesê, julle versier die grafte van die profete en maak dit wit en julle sit hulle daarin. Dis reg. Die kerk gaan voort daarmee. Kyk na Sint Patrick. Julle katolieke mense maak aanspraak op hom. Hy is nie meer katoliek as wat ek is nie, dis reg, maar julle het hom opgeëis. Kyk na Sint Franciscus van Assisi. Julle maak aanspraak op hom. Hy is nie meer katoliek as wat ek is nie. Kyk na Johanna van Arkel. Julle het daar op die brandstapel verbrand as 'n heks, omdat sy visioene gesien het en geestelik was. Julle het haar op die brandstapel verbrand. Daardie vrou om genade geskree het en julle het haar verbrand. Ongeveer 100 jaar later hulle uitgevind dat sy profeties was. Sy was 'n dienares van God. O, natuurlik. Toe het julle 'n groot boete gedoen. Julle het die liggame van die priesters opgegrawe en in die rivier gegooi. Julle versier die grafte van die profete en sit hulle daarin. Dis reg. Nooit het die kerklike stelsel ooit 'n man van God voorgebring nie. Nooit het dit nie. Doen dit nie vandag nie en sal dit nooit doen nie. Georganiseerde godsdiens was nog nooit God se tema nie. Die oudste georganiseerde kerk in die wêreld is die Katolieke Kerk. Luther was tweede, toe het Zwingli gekom. Na Zwingli het Calvin gekom en van Calvin na die Anglikane, die Anglo-Sakse wat dit oorgeneem het, toe die Anglikaanse kerk en koning Hendrik VII toe hy geprotesteer het ensovoorts en verder af na die Wesley Methodiste en die Nazareners, Pelgrim Heiligheid en uiteindelik die Pinksterbeweging, almal georganiseer. En die Bybel leer duidelik dat die Katolieke Kerk 'n berugte vrou is en dat die Protestante Kerk en hulle organisasies haar dogters is. Boek van Openbaring 17, dis presies reg. Nie die mense nie, daar is goeie mense in al daardie kerke, geheiligdes, geredde mense. Maar God roep nie sy mense deur 'n organisasie nie. Hy roep hulle as 'n individu. God handel met 'n individu, of jy nou 'n Methodist, Baptist, Protestant of Katoliek is, of wat jy ook al is. God het jou voor die grondlegging van die wêreld geken en jou voorbeskik tot ewige lewe, of anderste is jy voorbeskik tot ewige verlies. Hebreërs hoofstuk 1, 21 Augustus 1957 deur William Marion Branham.